As mens so 'n bietjie agter Psalm 72 inkyk, sien ons dit is deel van die tweede bundel van die Psalmboek, wat ook in hierdie Psalm word ook 'n koningspsalms genoem, soos wat Psalm 2 is. En in hierdie bundel van Psalm 42 tot 72 is daar skerp fokus op verlossing en hou verband met Exodus in die Pentateeg. Psalm 72 is een van slegs 2 psalms wat toegeskryf word aan Salomo, Dawid se seun en opvolger. En Dawid het gehoop dat Salomo God se koninkryk op aarde sou vestig. En hy het vir sy seun Salomo gesê dat as hy God se bevele volg, hy en sy koninkryk vir ewig sal floreer. En ons sien dit in 1 Konings 2 vers 3 tot 4. So vra Salomo dan dat God hom sal bemagtig om sy bevele te volg, regverdig te oordeel en regverdig namens sy armes te regeer. En in reaksie op hierdie geregtigheid en regverdigheid bid Salomo dat God se gawes van voorspoed, van vrede en heelheid die land sal bedek. Salomo hoop dat sy goeie heerskappy so lank sal duur soos die son en die maan. Hy bid dat diegene oor wie hy heers beloon sal word vir hulle geregtigheid deur vir ewig te floreer. Salomo hoop ook dat sy koningskap soos reën sal wees, wat nuwe lewe en goedheid vir almal in die koninkryk moontlik sal maak. Hy leen so 'n bietjie van die taal van die skepingsverhaal en daarmee bid Salomo soos Adam om oor die hele aarde te heers. En ons kan dit ook in Genesis 1 vers 28 en vers 8 in Psalm 72. Hy bid dat alle konings en stamme vir hom geskenke sal bring en voor sy mag sal buig, maar hierdie globale oorheersing word aangewend namens die behoeftiges. Salomo bid dat sy globale leierskap vir die armes sal voorsien en sal regeer op die behoeftes van die onderdruktes op 'n globale internasionale skaal. Salomo lei dan hierdie koninkryk in 'n finale gebed in vers 15 en 16. Deur God se belofte van Abraham te gebruik, bid hy dat die verdeeldheid wat tussen nasies bestaan sal eindig en 'n ewige era van seën en van voorspoed en vrede en heelheid sal begin. Dan om die boek te eindig en eintlik die tweede bundel te eindig, is daar 'n kort loflied aan die einde van hierdie gebed van Salomo. Hy loof die God wat vir ewig lewe en hoop op 'n dag wanneer sy naam en die koninkryk die hele aarde sal vul. So Psalm 72 is 'n kragtige gebed wat die koninklike regering prys en die wense uitdruk vir die geregtigheid, vrede en voorspoed wat in 'n goeie heerser gesetel is. Nou mense ook vra waaroor gaan hierdie Psalm? Psalm 72 handel oor hoe die koning en die volk regverdig sal regeer en geregtigheid sal uitstaan in alledaagse lewe van elke mens. Dit gaan oor die koning se hart, hoe sy hart lyk en hoe hy met sy hart en compassion sy mense regeer en saam met hulle lewe. En mense 'n bietjie 'n paar vrae kon byvra. Hoe moet 'n leier vandag, as jy 'n leier is of iemand as 'n leier is, hoe moet so 'n persoon se hart lyk? Hoe moet so 'n leier saam met mense leef? Julle gaan nou na die boekie toe gaan, na die leefboek toe gaan en na die vrae kyk en lekker gesels. Lees die hele teks saam deur, kuier lekker en gesels lekker saam.